Verdere reën is nog op pad vir die volgende weke met swaar reën ook moontlik, terwyl daar nou 'n moontlikheid van ryp ook begin ontstaan oor die eerste week van April. Welkom by hierdie week se AMT weervooruitskatting, moontlik gemaak deur Condi Grain Trading. Hierdie week gaan kyk Johan na die reënvaltoestande wat ons gehad het en gaan kyk ook vir hoe dit lyk natuurlik vir die volgende paar weke met ryp wat binnekort moontlik in sekere areas kan voorkom. Hy verduidelik ook hoe die ENSO toestande nou ontwikkel. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Goeiedag. Ja, in Suid-Afrika is maar 'n land van uiterstes. As dit droog is, dan lyk dit of dit nooit weer sal reën nie. En as dit nat is, dan lyk dit of dit nooit weer sal ophou nie. Ons sien dit in Namibië, groot dele van Suid-Afrika waar dit net omtrent elke dag reën. Hier en daar is daar waarskynlik nog kolle wat minder reën gehad het. Hier is dele in die Wes-Vrystaat, sentrale dele wat gereeld reën kry, maar nie effektiewe reën nie. Kyk ons 'n bietjie na wat ons kan verwag dan ook vir hierdie volgende tyd. Van 25 Maart tot 2 April kan ons duidelik sien dat daar nog vog oor Namibië afkom en oor groot dele van Suid-Afrika, behalwe die noordelike dele, is Limpopo en die verre westelike dele. So dit lyk of daar sommer redelike swaar neerslae moontlik kan wees in hierdie volgende tyd tot 2 April. Oor veral in Mpumalanga, Gauteng en ook hier na die Oos-Kaapse kant toe. Kyk ons 'n bietjie na die week daarna, dan sien ons dat daar nog omtrent dieselfde patroon gevolg word. Wat goed is, omtrent die hele Namibië lyk of daar nog verdere reën is, die suidwestelike dele van Botswana en dan die Noordwes-provinsie, die Noord-Kaap, Vrystaat, KwaZulu-Natal, Oos-Kaap. So omtrent die droër dele wat tradisioneel droër was, lyk of daarom nou 'n klompie reën op pad is. As ons dit afbreek rondom 28 Maart, kan ons sien dat daar redelike swaar reën verwag word oor veral hier die Suid-Vrystaat, dele van die Oos-Kaap, so baie swaar reën wat kan voorkom. Nou ons moet ook sê, hierdie is nie altyd geografies korrek nie. Dit verander baie vinnig, of dit kan baie vinnig oor tyd verander. Op die 28ste Maart, later die dag, kan ons sien, brei dit ook uit meer na die noordelike dele, maar ons sien dat die groot gedeelte van swaar reën oor die Oos-Kaap is. So daar is 'n moontlikheid van vloede as hierdie stelsel gaan deurkom soos wat dit tans lyk oor gedeeltes van veral die Oos-Kaap. Rondom die einde van Maart is daar 'n koue front wat die land nader, 'n redelike sterk frontale stelsel, en hiervan omtrent 1-2 April gaan dit oor die land inbeweeg. En dit gaan koue lug invoer, hier van die 2de, 3de, 4de, 5de April se kant. So ons is baie bekommerd, minimum temperature wat redelik skerp kan daal, en veral die gebiede, dele van die Wes-Kaap, die suidelike dele van die Noord-Kaap en dan ook die suidwestelike dele van die Vrystaat, die Oos-Kaap en dan veral die noordelike dele van die Oos-Kaap dan en ook hier die suidelike dele van die Vrystaat. So daar is 'n moontlikheid dat ryp kan voorkom. Op hierdie stadium lyk dit na temperature van so tussen +2 en +6 grade Celsius. Maar dit kan vir ons al ligte ryp veroorsaak. Wat wel positief is en dalk die effek van die lae temperature kan teewerk, is dat die lug baie vochtig is. So ons sit daarin met daardie buffer effek in die atmosfeer, dat uitstraling nie baie gaan wees nie, maar ons sien steeds dat daar koue lug hier uit die suide ingevoer word. Kyk ons weer 'n bietjie na die langer termyn. Wat verwag ons in terme van El Niño, La Niña en neutraal? Die blou is La Niña, die grys is neutraal en die rooi is El Niño. So aan die linkerkant onder, Februarie, Maart, April, die FMA, kan ons sien
hoofsaaklik of omtrent 'n 75% kans dat neutrale toestande gaan voorkom en so lyk dit omtrent tot hierso by Julie, Augustus, September wanneer daar 'n bietjie van 'n oplewing is in die waarskynlikhede om weer 'n La Nina te kry. En by Oktober, November, Desember so 40-40 kans vir neutraal na La Nina en omtrent so bietjie minder as 20% kans vir El Nino. Implikasie daarvan is dat ons weer so op die draad gaan sit en ons gaan nie weet na watter kant dit gaan nie. So ons sal maar moet mooi oplet en kyk wat gaan gebeur. Iets wat op die langer termyn en meer globaal besig is om te gebeur. Hierdie is die see-temperature, die afwyking vanaf die gemiddeld tussen 23 Februarie en 22 Maart. En ons sien omtrent die hele aardbol met die uitsondering van 'n paar kolle met laer temperatuur, die blou gedeeltes waar die La Nina is daar so noordoos van Australië en hier in 'n paar ander plekke. Maar deurgangs die res omtrent 90% van die aarde se oseane is warmer en nogal baie warmer as normaal. En dit is nuwe goed wat begin gebeur en dit gaan die voorspelbaarheid nog verder negatief beïnvloed want daar is soveel oorheersende faktore wat gebeur. Maar ons begin in 'n krisis inhardloop in terme van dat die aarde verwarm, maar die oseane word warmer en dit is waar die tropiese siklone en orkane en tifone wêreldwyd ontwikkel met hierdie baie warmer as normale seeoppervlaktemperature. So ja, dit lyk of hier nog 'n bietjie reën op pad is hier in die volgende weke oor veral die sentrale tot suidoostelike dele. Swaar reën is moontlik in die volgende week of 2 nog en veral hier oor die Oos-Kaap en koue front gaan kouer lug invoer in die eerste week van April en minimum temperature kan tot so laag as tot 6 of 5 grade Celsius en plek kan dit dalk tot hier by 2 of 3 grade Celsius daal. So daar is 'n moontlikheid van ryp, maar ons hoop dat dit vinnig gaan verbygaan. Mooi bly, lekker boer. Baie dankie Johan, altyd interessant. Los asseblief vir ons kommentaar oor wat jy graag sal wil hoor in die volgende video's of kontak my sommer direk. Ons wil graag van julle hoor. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Comdi Grain Trading. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrains.co.za vir meer inligting of stuur vir my boodskap op WhatsApp met die sleutelwoord groep om by een van ons gemeenskapsgroepe ook aan te sluit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.